Wat 'n voorreg om rondom die woord saam te wees en te hoor wat die Here ook vir ons sê. En ons kyk vandag na Psalm 42 en Psalm 43. Nou kom ons lees dit eerstens is van die koorleier 'n gedig van die Koragiete, en die Koragiete het eintlik saam met die groep mense het Korag en 'n groep mense het teen Moses en Aaron in opstand gekom en dan sluk die aarde hulle in, so wat ons lees in Numeri 16. Maar sy kinders is egter nie ook dood nie, en hulle was getrou aan die Here, en dan sien ons later van die Koragiete 'n diens gedoen as deurwagte by die heiligdom. Sommige was soldate in Dawid se leer, ander was bekend as die musikante in die tempel. En hierdie is dan nou 'n psalm wat skryf is deur die Koragiete. Soos 'n wildspok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan om weer voor God te verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U hier van die Jordaangebied, van Hermonberg en van die Kleinberg af, waar die waters teen mekaar raas en die waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk, en sal ek selfs in die nag 'n lied vir hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese as my teestanders my spot en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Ook Psalm 43. Laat tog reg aan my geskied, o God, behartig tog my saak teen 'n goddelose bende. Red my van vals en misdadige mense. Net by U is my skuiling, my God. Waarom verstoot U my dan? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? In 'n kernversie, stuur U lig en U waarheid, dat die my lei en my bring na U heilige berg, na U woning. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek U kan loof met die lier, o God, my God. Waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. En die vraag 'n bietjie vandag, kan 'n kind van God twyfel? Is daar tye wat jy voel, maar waar is die Here? Hoekom verander die Here nie my situasie nie? Is die Here regtig so betrokke, intens by my lewe? Dit is maklik om te glo as dinge goed gaan, en dit is maklik om die Here te vertrou as alles loop soos ek dit wil hê, en dat die uitdaging nie te groot is nie. Maar as die pop op die ven slaan, as dinge erger is en langer aanhou as wat ek dink redelik is dan wanneer 'n mens makliker twyfel. Ek dink Psalm 42 en 43 leer ons dat 'n geloofsvolwasse persoon ook soms twyfel. Veral in sekere omstandighede wat hy twyfel of sy twyfel. Maar dat hy of sy nie in die twyfel van sy twyfel 'n kampeerplek maak, maar telkens weer opkyk en aangaan om te leef in vertroue op God. En kom ons gaan kyk hoe dit in hierdie twee psalms ontvou. Dit is eintlik een psalm. Die ou manuskripte is dit een psalm. Daar's nie, ons sien ook, daar's nie 'n opskrif vir Psalm 43 nie, en die refrein van Psalm 42 kom ook aan die einde van 43 voor. So waarskynlik was dit een psalm wat later, so sê hulle, waarskynlik oor musikale redes geskei is. Maar kom ons kyk na hierdie twee psalms wat eintlik een is. En die eerste is, in hierdie psalm sien ons die werklikheid van moeilike omstandighede. Hy is nie by die tempel nie. Die Ou Testament, juist die tempel van God is 'n teken waar God in besonder is. En dan sê hy, maar wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? 42 vers 3. Hy is nie by die tempel. Hy is dalk in gevangenskap weggevoer. Hermonberg kan wees 'n berg meer noord van Israel op die Libanon-Sirië grens, en van die Kleinberg wat is nie die groot berge van Israel is nie. Hy is
weg van die tempel af. Of dalk net weg van die belewenis van gesamentlik aanbidding van God. Maar ook, hy is nie net weg van die tempel af nie, maar hy word ook gespot deur die vyand. Daar staan vers 4, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? Vers 10 lees ons oor die smaad, die spot van die vyand. Vers 42, vers 11 lees ons van die teestanders, dat teen hom is en hom spot. Daar sprake van goddelose bende en vals mense, 43 vers 1. So hy gaan gebuk onder goddelose mense wat hom spot. Hy voel inderdaad asof die Here ver weg is. Vers 10, Psalm 42 vers 10, waarom het jy my vergeet? Vers 43 vers 2, waarom verstoot jy my? Ek smag na God, ek dors na God. 42 vers 2 en 3. Met ander woorde, hy beleef iets van God is nie daar nie. Dit is die moeilike omstandighede, want so hy sê, die Here laat moeilike dinge oor hom toe, golf na golf. U het golf na golf oor my laat slaan, 42 vers 8. Hy beleef dis krisis na krisis, en dit raak hom intens. Dag en nag is hy in trane, vers 4. En dis bietjie hyperbool om te beklemtoon hoe erg dit is. En dag en nag is hy in trane. In vers 8 staan daar, waar die waters teen mekaar raas en die waterstrome bruis, dui op die onrustigheid en die vrede wat hy beleef. Vers 11, dit sny deur my hele wese, letterlik ook soos 'n swaard in my gebeente. In ander woorde, dis duidelik in hierdie psalms, daar's moeilike omstandighede. Hy is weg van die tempel af, die vyand spot hom, hy ervaar dat die Here ver weg van hom is. God laat moeilike omstandighede toe en dit raak hom intens. Wat is die werklikheid van jou omstandighede? Miskien sou jy sê, ja, ons het baie om vir dankbaar te wees. En tog is daar bepaalde dinge wat soms so insypel in ons lewe. Partykeer gesondheidsprobleme, landsomstandighede of gebroke verhouding met iemand, of dit nou 'n huwelik of 'n kind of 'n gesinslid, familie of vriend of in die werk opset is, finansiële probleme, moeilike werksituasie, uitdaging wat net langer aanhou as wat ek dink ek kan uithou. Wat is daar waar jy eintlik sê, maar dit moet eintlik anders te wees? Sou soveel beter gewees het as dit net anders was, en hoekom is dit so? Nou ook my en jou lewe beland soms in die storms van siekte en nood en onsekerheid. Ons het baie keer die gewoonte om te sê, ja, dit gaan goed, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, en ons weet, dit is eintlik maar 'n hoflike ritueel, en dit is nie werklik hoe dit gaan nie. Maar ons hoef nie die werklikheid van gebrokenheid, waarin ons leef, en wat dalk deel is op hierdie stadium van jou lewe, te ontken nie. Psalm 42, 43 is baie duidelik oor dit wat die psalmdigter beleef en wat sy ervaring is. Wat is daardie ding in jou lewe? Daardie omstandighede. Daar waar jy juist binne daai omstandighede hierdie twyfelmomente beleef, soos die psalmdigters van Psalm 42 en 43. En dit sien ons hier in die psalm, dat hy binne hierdie unieke omstandighede en hierdie aanval en hierdie belewenis van ver van God af, twyfel hy. Vers 10 sê, waarom het jy my vergeet? Waarom is ek so in vertwyfeling? 42 vers 6 en vers 12 en 43 vers 5. Letterlik is dit, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Uit vertwyfeling roep ek na u, 42 vers 7. Waarom verstoot u my dan? 43 vers 2. Ja, ek en jy ken ook daardie twyfelmomente. Momente waar omstandighede so is wat ons vra en waar ons worstel oor gebeure en dinge in ons lewe. Daar is 'n werklikheid van twyfel en 'n werklikheid van vrae van waarom as gevolg van bepaalde omstandighede in die digter se lewe. En tog is daar ook in die psalm die werklikheid van wie God is, wat die psalmdigter ten diepste bely. Daar staan 42 vers 2, 3 en 6 en 43 vers 1, erken die psalmdigter hom steeds as God, my helper en my God, 42 vers 6 en 7, God van my lewe, 42 vers 9, God my rots, 42 vers 10, my skuiling, my God, 43 vers 2, o God, my God, 43 vers 4. Hier is te midde van
hierdie omstandighede en die twyfel wat tydjie daaruit voortvloei, steeds die erkenning van God is steeds die rots, die redding van sy lewe. Mens dink ook aan Psalm 62 waar daar staan, waar dit so opeenstapeling is van die standvastigheid van God, waar hy sê, net hy, dis God, is my rots, my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. Dis 'n feit soos wat 'n feit is. God bly God. Hy bly die rots, hy bly die redding. Of ek en jy twyfel of nie. Of dit met jou en my goed of sleg gaan. Of ek het erken of nie. God bly God. Hy is die rots, die anker, die sterkte, die redding. Wat is so besonders in hierdie psalm? Dat iemand wat die Here ken, wat hom bely as God, 'n geloofsvolwasse persoon, as mense dit wil sê, het tog ook die werklikheid van gebrokenheid in sy lewe wat hom soms laat twyfel. Is amper hier 'n saamdink van vertroue en twyfel. Is amper soos 'n wipplank tussen twyfel en vertroue, en is amper skokkend naby aan mekaar in hierdie psalm, baie keer in dieselfde vers en ook afwisselend. Dis nie maar die psalm begin met twyfel en dan loop dit uit tot 'n absolute vertroue in God nie. Dis so 'n wipplank van amper saam gedink, die twyfel en die vertroue. Aan die een kant bely hy nie net God is rots en helper lewe in God nie, dat hy nie net rots, helper lewe en God is nie, maar dat hy my God, my helper, my lewe en my skuilings is, soos wat ons net nou gesien het. Maar ook in hierdie belydenis, binne 'n geloofsvolwassenheid van hy is my rots, staan daar 42 vers 10. My rots, waarom het u my vergeet? U is my skuilings, my God. En dan gaan hy direk voort met, waarom verstoot u my? U is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na u, vers 6 en 7. Telkens is daar die kontras, en ook die 3 keer in die gedeelte waar die vraag is, maar waarom is ek so in vertwyfeling? Dis die een kant. En dan word dit opgevolg dadelik met die belydenis, vertrou op God, U is my helper en my God. So uniek in hierdie psalm, amper in mekaar geweef, so langs mekaar gesit van vertroue, maar ook die twyfel van hoekom gebeur dinge. So waar so ook in my en jou lewe. Ons wat die Here ken, baie keer binne omstandighede, binne die oorweldigende omstandighede, is dit die belydenis, die vertroue, en tog ook hierdie worsteling, hierdie vraag met God. As ons deur diep waters, as ons deur onseker tye gaan, dan weet ons God is God en ons vertrou hom, en tog is daar momente wat ons geloof net so broos is en wat ons net sê, Here help my, kom my ongeloof te hulp. Kom ons gaan kyk wat doen die psalmdigter in hierdie psalm. 'n paar kort gedagtes van hoe reageer hy met hierdie werklikheid van omstandighede wat ons soms laat twyfel, maar tog daai vertroue op God. En dan sien ons hier in hierdie psalm, hy smag steeds voortdurend om by God te wees. Sy gedagtes is tot God. By God is die enigste plek waar jy jou dors kan les. By God alleen is die lewe. Vers 42 vers 2, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Vers 3, ek dors na God. Die intensiteit beklemtoon deur 'n retoriese vraag van, wanneer kan ek gaan en weer voor God verskyn? Dit is daai, in hierdie omstandighede, is sy gefokusheid, sy smag is steeds tot God. Dink aan Filippense 3, om Christus te ken, oortref alles in ware. Alles hierdie wat ek ook beleef, om Christus te ken, oortref alles in ware. Dit is wat ons hier in die psalm sien. 'n dors en 'n smag, 'n voortdurende dors en 'n smag na God. Ja, want te maklik gaan soek ons oplossings by ander dinge. Te maklik gaan soek ons oplossings en sekuriteite in tydelike verganklikhede, in onsself en in ons verstaan van dinge, en dat ons eerder 'n gemaklike omstandighede wil hê, en daarin vind ons troos, of pret en plesier, so asof dit ons geluk en vrede gaan bring. Nee, 'n smag en 'n hinkering na God is die enigste lewe en enigste oplossing. Hy gee ons ware lewe. Daar is nie ander plekke nie. En dit sien ons ook hier in die psalmdigter, dat die met hierdie omstandighede, met sy soms vrae en twyfel, soek hy nie na ander plekke, by ander plekke die oplossing.
Partykeer is dit so al vreemd, dat as mense deur swaar dinge gaan, dan verwerp hulle God, want hulle sê, hoe kan God dit toelaat? Maar die punt is, waar los dit jou dan? As jy God verwerp, op wie vertrou jy dan? As jy dan nie op God vertrou nie, dan is jy nog steeds binne daai moeilike omstandighede, maar wat dan? Terwyl sê, hier Psalms, 2 Psalms sê nie, dit is so, hier is 'n moeilike omstandighede, en jy vertrou op God, maar daar is nog hierdie twyfel, maar die punt is, daar is nêrens anders heen waarna toe jy kan gaan nie. Jy kan net na God toe gaan. 'n Tweede ding wat hy doen, is nie net hy fokus op God, hy smag na God voortdurend, hy hou aan om te smag na God, maar hy dink terug na vroeër. Dink terug na omstandighede waar sy geloof nie uitgedaag is deur hierdie krisis wat gebeur nie, maar waar hy God se trou ook kon sien en God se nabyheid kon ook beleef. As staan in vers 5, as my lewe voor my verbygaan, dan dink hy hoe hy na die tempel gegaan het, die teenwoordigheid van God, saam met 'n skaar juigende medegelowiges. Hy dink aan die teenwoordigheid en hoe hy intens God beleef het. Hy dink aan die gesamentlike aanbidding. Dit is ook, terloops, dat ons ook in ons gesamentlike aanbidding moet dit so wees, dat ons nie net nou daardeur versterk word nie, maar wat ons ook later daarna toe kan terugkyk. Maar dis wat die psalmdigter hier doen. Hy kyk terug na die tye wat hy saam met medegelowiges wel in 'n tempel kon wees, in God se teenwoordigheid, saam kom lofprys. Daar staan ook in Deuteronomium 32, dink aan die dae lank verby, onthou die jare van die voorgeslagte, vra jou pa dat hy jou vertel, jou ou mense dat hulle dit jou sê. Dink terug aan hoe die Here in die verlede sy getrouheid bewys het, hoe jy die nabyheid van God beleef het, hoor die getuienis van ander gelowiges en hulle pad saam met God. Dink terug, roep in herinnering, hoor wat het gebeur ook. Maar 'n derde ding is binne dit, en dit sluit by aan by die eerste punt, om te fokus op wie God is en dit te bely. Ons sien, hy smag na God, en hy bly in 'n smagting na God. Hy roep in herinnering ook die verlede, maar hier sien ons, hy fokus op wie God is. As ons nou op God fokus, wie is God? Ons erken hom as God. Hy bepaal, hy is die een wat beheer. Vers 2, vers 3, vers 6 en 43 vers 1. God is my helper, so bely hy in 42 vers 6 en 7. Hy is God van my lewe. Dis nie maar net daar ver nie, is ook my lewe wat deur God bepaal word. Hy is my rots, 42 vers 10, my skuiling, 43 vers 2. O God, my God, staan daar in 43 vers 4. Te midde van die omstandighede is die fokus van die psalmdigter op wie God werklik is, die karakter van wie God is. Daarom sê Psalm 62 vers 5, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. My twyfeling gaan nie God verander nie, gaan nie God laat verdwyn nie. My struikeling gaan nie God soos 'n droom laat ophou nie. Ek kan nie God wegdink nie. My twyfel, soos ek nou nog gesê het, gaan die karakter van wie God is nie verander nie. God bly God. En daarom is hierdie ding fokus op wie God is, met jou twyfel of nie twyfel, met jou maklike of moeilike omstandighede. Fokus op wie God is soos wat hy in die woord openbaar. En dan, vierde plek, bid tot God. Dwars deur die psalm sien ons, hy roep tot God, telkens in 'n gesprek tot God. Vers 42 vers 7, ek roep na U. Dis eintlik ook die kernpunt is hier in vers 3 en 4 van Psalm 43, waar hy bid en sê, stuur U lig en U waarheid, dat dit my lei te midde van hierdie omstandighede, te midde van hierdie twyfel wat ek soms beleef, te midde van hierdie uitdagings. Is hy in gesprek en sê, Here, stuur U lig en U waarheid om perspektief te gee op hierdie dinge wat ek beleef. Omstandighede en gebeure probeer soms om hierdie waarheid van God en die lig van wie hy is te verduister. En hier is die gebed, jy stuur U lig, U waarheid, om dit oor hierdie omstandighede te laat skyn, sodat ek die regte perspektief daarop kan kry. Ons is geneig om vas te kyk in omstandighede en in ons verstaan van omstandighede en hoe ons dit kan oplos. Hier in 43 vers 3 is die gebed nie om deur omstandighede gelei te word, of dat ons nie, is die gebed nie
dat ek deur omstandighede gelei word, of deur my eie twyfel, of deur 'n subjektiewe belewenis nie, of deur die spot van die vyande soos wat daar staan, maar 'n gebed om gelei te word deur God se waarheid en God se lig, dat dit die bepalende in my lewe sal wees. Om my te laat lei deur die waarheid dat God getrou is, dat hy altyd daar is, dat hy nooit alleen is nie, maar dis wat hy sê. Maar meer nog, ons kan ook 'n groter perspektief aan kry om te laat lei deur God se waarheid en God se lig. Wie is dit? En dan weet ons, lê eintlik in die persoon Jesus Christus, waar hy sê in Johannes 12, ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo nie in die duisternis sou bly nie. En Johannes 14 vers 6 sê Jesus vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jesus Christus is in besonder die openbaarmaking van God se lig en God se waarheid. Die hantering van moeilike omstandighede en die teewerk van twyfel lê nie maar bloot in 'n klomp tegnietjies nie, maar dit lê nie in die eerste plek in die verandering selfs van omstandighede nie, maar dit lê in die persoon Jesus Christus. Die persoon Jesus Christus wat vir ons kom sterf het, wat vir ons hierdie nuwe lig en lewe in perspektief gee deur ons geloofsomhelsing van hom as die koning van jou lewe. Hy is die hoop wat in ons lewe, hy is die rede vir ons bestaan, hy is die fokus van ons geloof. Maar selfs nog meer. Hier staan Johannes 16 vers 13, wanneer hy kom, die gees van die waarheid. En ons weet toe hier is opgevaar het die gees gekom, en hier staan die gees van die waarheid. Psalm 43 is die psalmdigter, hy sê, stuur u lig en die waarheid. Ons weet die Heilige Gees die waarheid, hy sal ons in die hele waarheid lei, sê Johannes 16 vers 13. Of 2 Korintiërs 3, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om in die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid, sy lig, wat ons van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Ons moet ook die Gees ontvang, wat deur ons in hierdie lig en waarheid kan lewe. Die Heilige Gees lei ons in die volle waarheid. Lei ons om in die lig te lewe. Lei ons om die lig van God meer te weerspieël. Die Heilige Gees lei ons in geloof en in ons vertroue op God. So as mens kyk na Psalm 43 vers 3, met stuur die lig en die waarheid met sy Nuwe Testamentse vervulling, dan gaan dit daaroor om te sê, Here, God wil u my lei deur die Heilige Gees binne 'n verhouding met Jesus Christus, sodat dit my lewe bepaal en nie die omstandighede of selfs my twyfel of selfs die regte verloop en die regte plan van my lewe nie. Ek leef vanuit 'n vertroue en 'n heelheid en vanuit die lig en die waarheid van Jesus Christus. Dan sal ek leef met 'n sekerheid. Sekerheid van Jesus Christus wat 'n werklikheid in my lewe is. Werklikheid van hy ken my op my naam. Hy het my losgekoop. Ek behoort aan Jesus Christus. Ek is 'n kind van die Vader. Dis dan dat ek leef in die volheid van die Gees wat in my woon en wat my regeer en lei vir elke volgende tree. Maar wat ons hier sien wat die psalmdigter ook doen, hy hou spanpraatjie met homself. As 3 keer in hierdie gedeelte is daar herhalings van, waarom is ek so in vertwyfeling, waarom kerm ek so, vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing, hy is my helper en my God. Elke keer is daar hierdie, waarom is ek vertwyfel, en dan amper hierdie jouself tot orde roep en sê, vertrou op God, hou spanpraatjie met jouself, en sê, laat ons weer vir God, ons sal weer vir God 'n loflied sing, hy is my helper en my God. Vers 9 staan daar, tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk, en sal ek selfs in 'n nag, die nag 'n lied vir hom sing, 'n gebed tot God van my lewe. 'n Aansporing om te sê, kyk vorentoe. Dat die psalmdigter hou spanpraatjie met homself, om inderdaad te fokus op wie God is, en die werklikheid van God in sy lewe, en nie op die omstandighede en sy twyfel. Ons het keuse, ek en jy het ook 'n keuse, of ons in ons vertwyfeling wil bly, en in ons vertwyfeling wil uitkampeer, of om op God te fokus, en op God te vertrou. Die psalmdigter roep homself tot orde, en sê, nee, vertrou op God. Soms gaan ons onsself die reg om te twyfel, so asof dit 'n noodwendigheid is. Dit sal maar net so wees, en ons kan nie eintlik anders dan nie. Dit is so, daar's omstandighede, partykeer selfs as volwasse gelowiges, dan twyfel jy, en jy vra, maar jy kampeer nie uit daarin nie. Jy roep jouself tot orde om sê, vertrou op God,
Hy is my helper en my God. En daarom moet ons keuses maak, ook in ons moeilike omstandighede, om inderdaad te fokus en te leef in die werklikheid van die waarheid en die lig van God, naamlik Jesus Christus. Iets wat hierby ingesluit is, maar bietjie meer direk, is nie net spanpraatjie met jouself nie, maar saam met medegelowiges. Die rol van medegelowiges, saam met 'n skare, vers 5 van Psalm 42, as ek my lewe voorbij laat verbygaan, dink ek ook, opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang. Skare wat feesvier. Hebreërs 10 vers 25 sê ook, ons moenie van die samekoms van die gemeente af wegbly soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder daar aanmoedig om daarheen te gaan. Galasiërs 6, dra mekaar se laste, liggaamsbeeld in 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4, die interafhanklikheid. Punt is, ook in hierdie moeilike omstandighede waar jy soms twyfel, het jy meer gelowiges nodig. Christendom is 'n spansport. Dit gaan maar redelik oeserig as jy dit probeer alleen doen. Twyfel groei wanneer ons wil isoleer in ons geloof. Laat ons eerder na mekaar omsien, dat ons mekaar hulp vra, dat ons nie in ons twyfel kampeer nie, maar binne die geloofsgemeenskap funksioneer en sê, kom ons loof die Here, kom ons prys die Here, kom ons herinner mekaar aan wie die Here is en gee die volgende tree. Psalm 43, sluit af. 42, sê ja, 'n geloofsvolwasse persoon, soms ook in baie moeilike omstandighede, en as gevolg van dit, is daar ook soms twyfel. Maar hy of sy maak nie van sy twyfel 'n kampeerplek. Telkens is dit waar jy deur beweeg, maar opkyk en aangaan om te leef in jou vertroue op God. Ons twyfel kan kom en gaan, maar God bly dieselfde. En dit gaan oor God. Ons word bepaal deur God en nie deur ons omstandighede. Mag ons na God toe opkyk en sê, inderdaad, U is my helper en my God. Om U te ken, oortref alles in waarde. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, wanneer ons so saam is, Here, dan weet ons dat elkeen wat ook hierna luister, het unieke omstandighede. Dalk daai aspek, daai spesifieke aspek in sy of haar lewe, wat so moeilik is, wat so lank aanhou, wat ons nie verstaan nie, wat so die gebrokenheid van die wêreld, so half wat dit die oorhand kry. Maar ons bid vir mekaar vandag. Bid Here dat ons net U sal raak sien, en die oorweldigende genade en die liefde in U Seun Jesus Christus. Dat ons sal besef met die Heilige Gees, wanneer ons in U glo, dan is ons die Heilige Gees in ons. Ons is tempel van die Heilige Gees. U is altyd by ons. U troos ons, U lei ons, U begelei ons. En ons bid vir mekaar, Here, dat ons in U krag en in U genade sal leef en nie in ons omstandighede nie. Ons wil U loof en prys, want U alleen, U en U alleen is God. Ons bely dat ons vir U lief is. Ons bely dat ons tree vir tree U volg en agter U aanstap. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap die teenwoordig wees, die begeleiding en die troos van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.